As jy die N7 noord vanaf Kaapstad vat, sal jy na so 2 ure die Olifantsriviervallei binnery. Hier, net 5 km buite Citrusdal, is die 450 hektaar Wolfkopreservaat. Dit is naby die 66.000 hektaar Cederberg wildernis wat in 2004 wêrelderfenisstatus gekry het. Die area het baie bly en kampplekke, maar by Wolfkop slaap jy in kothuise waarby ons later stop en supercool retro 1970 woonwaans. Môre julle. Môre. Ek jammer man, maar met Cederberg so vars lig in hierdie fancy karavan, moet ek sê ek het lekker geslaap. Kom, tyd wel vir niemand nie. O ja, kamera in die sak. As jy klaar gerus en al jou toerusting het, kan jy kies hoe jou dag moet lyk. Behalwe om met jou bergfiets die aarde te verken, in 'n kanoe op plaasdamme te speel of lei nat te maak op soek na baars of geelstert, kan jy natuurlik stap. Presies waarvoor Irshad hier is. Wolfkop is by die Middelbergberge, wat deel uitmaak van die groter Cederberg Bavaria. Een van die moetsien dinge hier is natuurlik die buiteliggalery van Khoisan rotskuns. Volgens kenners is hier in die Cederberge area meer rotskuns per vierkante kilometer as enige ander area in Suidelike Afrika en is die werke tussen 300 en 6000 jaar oud. Hierdie grot was gebruik vir inlywing van seuns wat mans wou word. Tekens daarvan is die handemerke waar hulle 10 hulle hande teen die klippe gedruk het as hulle klaar mans geword het om hulle merk te maak. En dan is ook natuurlik mooi stories wat daarmee saamgaan, soos byvoorbeeld die Khoisan wat die bok jag daarso, wat alles tekens is van om man te kan word, en dan ook hulle verhouding met die Bobbejane, waar hulle veral tydens droogtetye saam met die Bobbejane moes loop om te kyk waar hulle eet, wat hulle eet. Dit lyk vir my soos 'n olifant. Was hier van hulle in die area? Toe die eerste settlers in 1660 oor hierdie berge gekom het op soek na die legendariese koper in die noorde, het hulle 300 olifante hier gewaar in hierdie vallei. Onthou, rotskuns is baie sensitief. Moet dus asseblief nie daarin raak nie. Die Cederberg bergreeks is 100 km lank met sy hoogste punt 2000 meter bo seespieël. Een van die magnifieke rotsformasies hier op die Wolfkopreservaat is die vinger van God. Een van die mites hiervan is glo dat dit 'n rigtingaanwysers was vir die Khoisan wat reguit oos wys na hulle gode toe. Wie weet, miskien het hulle hier kom sit en bid, oos gekyk en gebid na al hulle gode toe. Wat sal jy sê so 'n rotsformasie? Volgens teorie 500 miljoen jaar oud. Hierdie sandsteen maak deel uit van die Bokkeveld groep wat weer deel is van die groter Tafelberg groep en dit is van die grootste versameling kwarts sandsteen in die wêreld. Wie sou nou sê dat die rots so oud is, né? So oud as 'n woud. 'n Stukkie inligting. Die Cederberge is vernoem na die bedreigde en inheemse Klein Willem sederboom. Om te stap in die Cederberg wildernis area is 'n ondervinding. Daar is rondom 300 km goed versorgde roetes met behoorlike rigtingwysers. Die 6 km roete hier in die Wolfkopreservaat wat ons vandag stap, neem jou ongeveer 3,5 ure. Hierdie is die Arc de Triomphe formasie. Werner, wie was die sterk ou wat die rots hier bo opgesit het? Jong, ek het eendag op 'n Saterdagmiddag so 'n glasie wyn gedrink toe besluit ek nee, ek gaan hom opbring hiernatoe. Nee, ek maak sommer grap. Dis maar moeder natuur wat hom so gevorm het, die tektoniese plate wat mekaar opgedruk het en hierdie berge gevorm het en dan oor miljoene jare het water en wind maar die klippe so verweer soos wat dit nou is. Soos ek verstaan het die Khoisan nou kliptempels gehad. Kon dit een gewees het? My voorvader het my gesê, daai tyd ek dink so 500 jaar gelede van die tempel wat in die berg is, waar die boego omskepping ook is, van die Khoisan wat trek, miskien die aand oorslaap, die next aand weer na 'n ander tempel toe gaan, hier Lebraza en daar weer verder gaan. So ja, hulle definitief die rots gebruik vir skuiling of vir tempels. Die Khoisan se geloof staan as animisme bekend, dus gebaseer op die bestaan van nie-menslike geestelike wesens of gebruike. Nou vir 'n plant wat deur die san as medisyne gebruik is. Stop manne.
Ek wil wys aan die plant die boego bosplant. Die is die breë blaar bosjetjie wat net in die area voorkom. Dat jy kan die blaartjie vat aan jou vel smeer vir muskiete of miskien vir kimme of so. Hy is baie gesond. Hy het 'n soort olie ook in. Wat jy kan sien hier, jy hom so maak. Hy so 'n val merkie nou as die olie. Wat hier gaat sig. Opbater sê, hulle gebruik boego en vet, dan meng hulle dit. Dan smeer hulle vir hulle uit. En die gesig, dan kan die bakke nie ryk. Hulle jaggie. Ek het gehoor as jy boego met asyn meng, help dit met geheurverlies. Wat jy nou daar gesê? Nee, Irsad, ek dink daai is 'n wolhaar storie wat jy daar weet het, hoor. Boego is 'n laasstruik wat wit of pink blommetjies dra en inheems is aan Suid-Afrika. Werner gaan ons later wys hoe om dit as tee te gebruik. Volgens ons 2 gidse word die deel van die Olifantsriviervallei die Goue Vallei genoem. Natuurlik te danke aan die geel sitrus aan die bome, maar die area is ook bekend vir sy rooibosverbouing. Dit is hoekom so baie mense hier na Citrusdal toe kom, as gevolg van die mooi uitsig oor die Cederberge, die Olifantsrivier en die lemoenboorde. Sjoe, is baie mooi. Ek moet vir jou sê, ek dink die mense van Citrusdal is baie gelukkig. Hul nat winters, warm somers en sanderige grond is presies wat sitrus nodig het om gelukkig te wees. Irsad, dan gaan ek gou vir jou wys hoe maak ons 'n lekker boego detox mengsel. Ja man, noem sommer hy nyama. Nyama, dat smaak lekker. Eers gaan ons 2 koppies water vat. Daarin gooi vir ons en dan gaan ons 1 eetlepel boego vat. So dis dit ook hier in. Daai 1 eetlepel boego gaan ons 'n halwe lemoen vat, uitdruk en ons sommer ingooi dat daai sitrusolie ook in die tee ingaan. En dan heel laaste sit ons die heuning in. Nou die heuning en die lemoen is net vir daai soet-suur kombinasie. Lyk klas maar so lekker. Ja, en dan het kook ons hom vir 5 minute. Boego tee het allerlei goeie goed in, soos yster, magnesium, mangaan, kalium, Vitamiin C en sink. En gelukkig kry jy deesdae beide los boego en teesakkies daarvan te koop. Weer 'n bewys van al die goeie, gesonde produkte en unieke natuurskoon wat ons land het om te bied.